Ek is so bly jy het ingeskakel. Kan jy glo, dis wesenlike tyd. Wat sê die Bybel? En ja, ek het baie nuus oor baie dinge, maar ek gaan my nou weerhou daarvan. Ek gaan my net bepaal by die aanbieding wat ek graag wil doen. Julle weet dat ons is besig om te kyk na dwaalleringe, sektes en natuurlik valse Bybelgodsdienste. Ek dink dit is 'n baie belangrike ding om aan te sny. En ek sê dit herhaaldelik vir jou en ek wil dit weer sê. Judas 1 vers 2 en 3 en vers 20 sê ons moet stry vir ons allerheiligste geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. So ons doelwit hier, en ek sê dit nou weer, is nie soseer om ander godsdienste of oortuigings te kritiseer, as wat dit is om die dwaalleer te ontbloot en dit met die waarheid te meet en te sê, hey, is dit wat die Bybel sê, of is dit hierdie mense se eie denke en hierdie valse leringe? En dit waar ek nou moet jy wil praat, die artikel is beskikbaar, hoor, as jy dit wil aflaai, is die 10 stamme van Israel verlore, en wat sê die Bybel? Dit sal die titel wees, maar ek wil met jou praat oor, wat is die leer van die Israel Visie groep? Nou, ons praat nou van die Israel Visie dwaling. Wie is hierdie mense? Wat noem hulle self, of word hulle deur ander genoem? En in my jare wat ek 'n studie oor dit gedoen het, het ek gevind dat hierdie groep staan ook bekend, ek praat van die Israel Visie dwaling, want dit is presies wat dit is, het verskeie name. Jy sal dit vind onder blanke Israelisme, Anglo-Israelisme, Britse Israelisme, Israel Visie, Neser ideologie, of selfs as die Ephraim beweging. Jy gaan al hierdie groepe, kan jy by mekaar trek, wat basis, hulle verskille bietjie hier en daar, maar basis het hulle dieselfde oortuigings. En wat is hulle oortuigings? Hierdie groepe wat ek nou genoem het, die basiese lyn wat jy kan deurtrek by hulle almal, is, hulle beweer, dat God se uitverkiesing, sy verbonde, en sy genadewerk, is net tot die volk Israel alleen beperk. So wat hulle nou doen is, as gevolg hiervan vorm hulle 'n definisie, en dis om die mensdom in 2 groepe op te deel, wat hulle noem, die kinders van God, en die kinders van die duiwel. Nee, hulle bedoel nie daarby 'n geestelike klassifikasie nie, as dit maar net dit was. Die Israel Visie, hierdie mense, praat van 'n biologiese klassifikasie. Dit is 'n geweldige ding wat hulle sê, want volgens hulle moet 'n persoon 'n fisiese afstammeling van die volk Israel wees, deel van die verbondsvolk, om 'n erfgenaam van God se beloftes te wees. In hulle oë, alle ander nasies word tot 'n onredbare heidendom verdoem, waarop die toorn van God rus. So wat jy vind is, hierdie 2 groepe word as finale en onveranderlike verdeling beskou. Jy is of uit Israel, of jy is nie. As jy uit Israel is, dan kan jy gered word, en jy is gered. As jy nie deel van Israel is jy ongered. En dan bou hulle redenasie nogal daarop, dat die begrip Israel uitgebrei word, in die huidige tyd, ek praat in vandagse tyd, tot die blanke nasies van die westerse wêreld. So dit is wat hulle uiteindelik sê. Die blankes van die westerse wêreld, hulle vorm die volk Israel. En vandaar dan hulle begrippe, blanke Israelisme en wit teologie. Dan is al faksies, in hierdie groepe, wat leer, dat swart mense kan nie gered word nie, en dat hulle het nie 'n siel nie. Hulle glo dat hulle was saam met die ander diere, die swart mense, in Noag se tyd, in die ark, toe daar 'n vloed op die aarde was, en hulle saam met daai diere uit die ark uitgekom het, en dat hulle onredbaar is. Wel, ek kom net nou daarby. So hier is die vraag, wat is hierdie Israel Visie
dwaling, wat so grootliks dwaal. En is die 10 stamme van Israel werklik verlore, kan ons vra. En ek wil 'n antwoord bied vanuit die Ou Testament en vanuit die Nuwe Testament. Dan kom ons tot 'n konklusie. Hoe klink dit? So, wat betref hierdie groepe, of we praat van Britse Israelisme, Israelvisie, blanke Israelisme, neester-ideologie, noem het wat jy wil. Hulle basiese uitgangspunt is om valslik te beweer dat die kerk van Christus en die blanke westerling die 10 verlore stamme van Israel vorm. Hulle sê die sogenaamde 10 stamme wat weggevoer is, Israel in ballingskap, na Assirië toe in 721 voor Christus. Daai ballinge het van daar af vertrek na Wes-Europa toe en die Britse eilande. En dat die nasate van daai 10 verlore stamme wat nou in Europa is en in Engeland is, dat daai blanke nasies, hulle vorm, want van hulle af, Amerika, die blankes in Amerika, soos wat ons voorouers 320, 340, 360 jaar gelede afgetrek het, uit Europa uit na die suidpunt van Afrika toe, die by Kaapstad aangekom het, die anders oor die Atlantiese Oseaan, Amerika toe, dat daai blanke nasies van die westerse wêreld, hulle is almal daai 10 verlore stamme wat die wêreld deurtrek het. So volgens hulle moet ons ook Israel van Jode onderskei, vir hulle is dit 'n vreeslike baie belangrike ding. En dan beweer hulle, dat met die Babyloniese ballingskap van Juda, in 586 voor Christus, want onthou, daar was ons 2 wegvoerings. Die noordelike koninkryk, wat in 721 voor Christus weggevoer is, deur Assurbanipal na Assirië toe, en die suidelike koninkryk, Jerusalem, Juda se mense, wat deur Nebukadneser in 586 voor Christus, dat het weggevoer is na Babel. Daai wat Babel toe was, hulle is Juda, Judeërs, Jode, en daai Jode, hulle is nou allemaal terug in Israel, en die volk Israel wat vandag daar is, binne in Israel vandag, as jy nou van die volk Israel praat, dis daai Jode. Maar die 10 verlore stamme, dis volgens hulle, al die blanke nasies van die westerse wêreld. Dis natuurlik 'n geweldige stelling wat hulle maak, en mens moet dit nou kan toets in die Bybel, hou dit enigstens water. En natuurlik, hulle sê ook dat die Britse vorstehuis, selfs koning Charles, en alles wat voor hom daar gebeur het, dat daai koninklike troon is ook maar later oorgedra in die Britse vorstehuis. So, hulle beweer dat die nakomelinge van die 10 verlore stamme die wedergebore heidense Christene is, wat ons vandag sien, en dat hulle die huis van Ephraim kollektief verteenwoordig. Ons is deel van die 10 verlore stamme van Israel, die blanke bevolking in Suid-Afrika. Hoekom? En net die Here alleen in die hemel weet, hulle almal wil Israel en Jode wees. Hulle is nie tevrede om iets anders te wees nie. Ek verstaan daai ding maar bitter moeilik. So en dat hulle bloedbroers, nee, ons bloedbroers volgens hulle, dis nou volgens hulle, is die huis Juda, en dit is dus hulle wat vandag terug is, en hulle teruggekeer na Israel toe, die land van Israel. So, wat sê ons hiervan? Wel, ek wil vir julle sê, hierdie Ephraim beweging rus swaar op hierdie wanveronderstellings, en ek wil nou antwoord vanuit die Bybel om te sê, luister, die skrif is baie duidelik. Die verdeling wat daar was, toe Assurbanipal en Tiglat-Pileser, toe daai leiers van Assirië, die groepe weggevoer het van die 10 verlore stamme van Israel, wat hulle nou beweer die verlore stamme is. En ook Juda, wat amper 200 jaar later weggevoer was, dit was nie 'n absolute skeiding tussen die 10 en die 2 stamme nie. Dit was maar net stadkundig, kunsmatig, 2 politieke ryke. En ek wil dit verduidelik. Die noordelike ryk van Israel, soos ons dit in die Ou Testament sien, die 10 stamme, hulle was geregeer deur 19 goddelose konings. En die suidelike stam, hulle was ook geregeer deur 19 konings, Jerabiam en Jerobeam, die 2 groepe. Nou,
as ek my Bybel lees, en ek gaan kyk hier by 2 Kronieke 11, dan lees ek, en die priesters en die leviete wat in die hele Judea was, het uit die hele grondgebied by ons gestaan, en uit al die stamme van Israel, die wat hulle hart daarop gerig het om die Here te soek, het na Jerusalem gekom om offers te bring. So hier lees ek, dat nadat die 10 verlore stamme weggevoer is, baie wat nog daar was, wat nie weggevoer was nie, het afgekom, en kom om offers te bring in Jerusalem. So daar was geen streng verdeling teen die gewone lede van die verskillende stamme nie. Dus kom ons lees, gelowige Israeliete uit Efraim en uit Samaria, hulle het na die godvreesende koning na Jerusalem toe oorgeloop, want die tempel was daar, die plek van aanbidding was daar. Dus kom jy sal lees in 2 Kronieke 15, die hele Juda en Benjamin, en die vreemdelinge wat uit Efraim en Manasse en Simeon by hulle was, want uit Israel het hulle in menigte na hom oorgeloop, toe hulle sien dat sy God by hom was. So hier staan in 2 Kronieke 15, menigtes het oorgekom, om na Juda toe te kom, waar die 2 stamme was, uit die 10 stamme uit. En dan, jy moet nou hier oplet, die soldate, wat Juda betref, en wat Israel betref, Israel, daar was 'n dramatische, drastische verswakking van Israel in oorlogvoering. Jy moet nou hoor wat ek nou vir jou wil sê, het sal jou baie verbaas. Toe koning Asa, sy vader, wat Abia, wat die kleinseun van Salomo was, toe hy teen Israel oorlog gevoer het 500.000, 500.000 man gesnevel, 500.000 soldate het gesterf. Nou lees ek hier in 2 Kronieke, so dat van Israel 500.000 jong manne, jong manskappe en gesneveldes geval het. Maar binne die bestek van 20 jaar daarna, het die weermag van Juda van 180.000, so staan het in 1 Konings 12 vers 21, in 20 jaar, tot 580.000, 2 Kronieke 14 vers 8, gegroei. En binne 40 jaar het Juda 'n weermag van 1.160.000 gehad, so staan het in 2 Kronieke 17 vers 14 tot 18. Terwyl Israel se weermag tot 'n skramele 7.000 gekrimp het, volgens 1 Konings 20 vers 15. So wat sê ek vir jou? Dit is onmoontlik, menslik gesproke, totaal, om hierdie dramatiese toename in Juda, die suidelike koninkryk, se weermag, net aan natuurlike aanwas toe te skryf. Dit kan nie in 'n paar jaar gebeur nie. Die groot volksverhuising van die noordelike stamme na Israel toe, van Israel wat afgekom het, van die noordelike na die suidelike koninkryk oorgeloop het, is hoofsaaklik hiervoor verantwoordelik. Want die Bybel sê, in 2 Kronieke 19, Josafat het in Jerusalem gewoon, en hy het uitgegaan onder die volk, van Berseba af, tot by die gebergte van Efraim, en hulle laat terugkeer, tot die Here hulle God. So, hier is my punt, baie Israeliete, wat in die noordelike koninkryk agtergebly het, na die Assiriese ballingskap, nee, hulle het net 'n groep weggevat, in 721 voor Christus, is deur koning Jehiskia van Juda genooi, om die Pascha in Jerusalem te kom bywoon. Dit sien ons in die Bybel, in 2 Kronieke 30. Briewe is geskryf van Efraim en Manasse, om te kom na die huis van die Here in Jerusalem, om die Pascha van die Here te hou, lang nadat die stamme weggevoer is. En ook soos ons sien in 2 Kronieke 30, maar manne uit Aser, Manasse en Zebulon het hulle verootmoedig en na Jerusalem gekom, uit al hierdie stamme uit, van die noordelike stamme. En soos ons sien in 2 Kronieke 30 vers 25, en die hele vergadering van die wat uit Israel gekom het, dis nou na Juda toe, die suidelike koninkryk, of soos wat ons sien, die kinders van Juda en Israel, en die stede wat in Juda woonagtig was. So, hier is die ding, daar was nog 'n koning van Juda, wat die Pascha met sy hele hart onderhou het, ons weet wie dit was, koning Josia, dit sien ons, en hy het geregeer, luister nou mooi, van 640 tot 609 voor Christus. Dit is 150 jaar as jy wil,
170 jaar na die ballingskap van die noordelike koninkryk van die 10 stamme wat volgens die Israel visie verlore is. Amper 150 jaar daarna lees ons dat koning Josia wat geregeer het, jy praat van 82 jaar ook na sekere ballingskap wat plaasgevind het, en nou staan daar in jou Bybel in 2 Kronieke 35, en die kinders van Israel wat aanwesig was, het die pas gehou in die tyd, priesters en die leviete, en die hele Juda en Israel wat aanwesig was. Nou vriende, uit hierdie skrifte, en ek bedoel, jy kan my lesing aflaai nou, ek praat van, is die 10 stamme van Israel verlore, jy kan teks vir teks te deurwerk. Weet wat gaan jy vind? Ek het net die helfte van het aangehaal. Jy gaan uitvind dat hierdie skrifte in die Ou Testament maak dit duidelik, dat duisende van 10.000 van die volk Israel en die Efraimiete het agtergebly, was nooit weggevoer nie, en het in die noordelike koninkryk na die Assiriese ballingskap steeds agtergebly, en 10.000 van hulle het in daai tyd van die noordelike koninkryk na die suidelike koninkryk oorgeloop, want die Here was aanbid in Jerusalem, waar die pas altyd gehou was. Hulle het hulle tot die Here bekeer. So, om te beweer dat daar permanente skering tussen Israel en Juda is 'n absolute dwaling van die Israel-visie. Hier is die punt. Dit is duidelik dat die 10 stamme nie verlore is nie. Daar is weliswaar meer as 27.000 Israeliete in ballingskap weggevoer, aan die ander kant die Efraat-rivier na Assirië, ons het die getal, maar dit is net 27.000. En Juda en die oorblyfsel van Israel, van al die stamme wat agtergebly het, hulle is 140 jaar later, almal in ballingskap, weggevoer na Babylon. Toe was hulle almal saam daar, by die Tigris en die Efraat-rivier, en hulle was nie eens baie ver, net om die draai, van die eerste groep, wat in 721 voor Christus weggevoer is. En op die keper beskou, die Meders en die Perse, sou al 12 stamme mettertyd kollektief, sou hulle begin bekendstaan onder hulle as die Jode. Of jy nou deel van die 10 stamme was, en of jy nou in Israel gebly het, en of jy in ballingskap was in Assirië, en of jy in ballingskap was in Babylon, die woord verskyn meer as 191 keer in ons Bybel. So ek wil sê, volgens die Ou Testament, dit was net 'n staatkundige verdeling, kunsmatig, maar nooit het die volke so onder mekaar in verwarring gekom nie. Dit het nooit gebeur nie. Wat die Nuwe Testament betref, hier is 'n baie belangrike ding. As ons gaan kyk na die 4 evangelies en die sendbriewe van Paulus, en ons kyk ook selfs na die boek Openbaring, weet jy wat sal jy ontdek in die Bybel? Wat jy gaan ontdek in die Bybel is, Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hy het vir hulle gesê, moenie gaan op die pad van die Samaritane nie, maar gaan net na die verlore skape van die huis van Israel. Hy het hulle nie Europa toegestuur nie. Hy het hulle nie Engeland toegestuur nie. Hy het hulle nie Amerika toegestuur, hy het nie Suid-Afrika toegestuur nie. Hy het hulle rondgestuur binne in die land Israel, na die verlore skape van die huis van Israel. Dit was binne in Israel. Dit sien ons in Matteus 10. En Jesus sê, ek is net gestuur na die verlore huis van die skape van Israel, en hy het in die hele land bedien. Hy het nie die buiteland bedien nie. Hy het nie ander plekke, hy is nie Babylon toe, en Irak en Iran toe. Jesus het nie Europa toe gegaan. Hy sê, ek bedien die 10 verlore stamme van Israel, binne in die land Israel. En ek bedoel, die Bybel sê, Anna die profetes, in die tyd van Jesus se geboorte, en sy inseën in die tempel, was in die stam van Aser. Dis een van die 10 stamme. Paulus sê, ek is van die stam van Benjamin. Dis een van die stamme. En wat betref, Jesus sê, julle sal sit in my koninkryk en die 12 stamme van Israel oordeel. En toe hy van Nathanael sê, toe sê, hier's 'n Israeliet, nie 'n Jood nie. Jesus sê, toe hy van Nathanael sê, hier's 'n Israeliet, en hy maak hom een van sy disippels. Of soos ons Handelinge 2 lees, Petrus sê, laat die hele huis van Israel weet op Pinksterdag, dat julle almal weet van die hele volk van Israel, dat julle moet julle bekeer. En ons lees in Handelinge 5, en maar die hoofpriester en die raad, die oudstes van die kinders van Israel, het almal saamgekom om die apostels in die gevangenis te sit. So, waar is hulle? Hulle is almal daar. Of dat ons hoor, Handelinge 10 sê, Petrus sê, die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, was in die buiteland nie, was alles in die volk.
of in Handelinge 13, die hele volk van Israel. So die Nuwe Testament is vol daarvan. Handelinge 26, waar Paulus sê, waartoe ons 12 stamme God dag en nag aanroep. Ek is ook 'n Israeliet uit Benjamin. Of ons lees in die boek Openbaring, 144.000 verseëles uit al die stamme van Israel. Nie Jesus, nie Jakobus, nie Petrus, nie Johannes, nie Paulus, het ooit daarna verwys, dat die 10 stamme van Israel verlore is, en het ook nooit na hulle verwys, as heidene nie. So is Jode slegs van die stam van Juda, kan 'n mens vra? Wel, die Bybel is baie duidelik, dat dit was 'n algemene term wat gebruik is na die Babyloniese ballingskap, en ook voor die Babyloniese ballingskap, in 2 Konings 16 vers 6, het het net verwys na die stam van Juda as Jode. Toe is het al gebruik, nog voor die Babyloniese ballingskap. En lees ons in die boek Jeremia, die 34, sodat niemand 'n Jood sy broer vir hom diensbaar sou maak nie. Ek bedoel, so van 626 voor Christus word al gepraat ook van Jood. En in die boek Ester lees ons al die Jode te verdel, die Jood Mordegai. Ons sien dit in die boek Esra, ons sien dit in die boek Ester, die aantal manne van die volk van Israel. Dit word synoniem gebruik. Jood en Israel is synoniem. Ek kan praat van Israeliet, ek kan praat van die Jode. Dit is een en dieselfde volk. In die begin was dit Jakob, sy nageslag Israel, maar Juda het later Judeer. Juda, Judeer. Vandaar dan die gebruik van Jood. So na die Babyloniese ballingskap en die terugkeer van Israel en Juda na hulle land, was dit voortdurend gebruik vir die kinders van Israel. En soos wat ons lees, laat die huis van Juda en die huis van Israel sekerlik weet in die boek Sagaria. Selfs in die boek Handelinge lees ons, laat die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom, die Here Jesus, Here gemaak het wat julle gekruisig het. So Petrus sê julle Israeliete, julle hele huis van Israel moet dit weet, hy praat op Pinksterdag, dat julle het ons se Here gekruisig, nie die Jode nie, Israel het hom gekruisig. En as lees ons na Handelinge 4, laat dit bekend wees in julle almal, aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, so hy praat met Israel, Israel is nie weg, hulle sê nie Europa, hulle sê in Engeland, hulle sê Britse vorstehuis nie, of soos na Handelinge 10, dis die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, of soos wat, ons lees in Handelinge 21, vers 27-28, het die Jode van Asië om die tempel gevind, geskree, Israeliete help, daar het ons Jode en Israeliete wat in een sin gebruik word saam, so hier is my opsomming. My antwoord aan die Israel visie en die dwaalleringe julle, wat ons Afrikaner volk wil maak, die volk Israel, wat 'n absolute dwaalleer is, ons is dit nie, ons is in die heidendom uit, vir julle kennisname, en die Amerikaners en die Europeërs en die Engelse en die Britse vorstehuis en sê ons westerlinge, ons is die huis van Israel, alles behalwe. Israel is in hulle land. Julle kan hulle gerus gaan besoek. So uit al hierdie Bybelaanhalings, wat ek vir julle geet en daar is nog baie meer, julle kan die lesing gaan sien, is dit duidelik. Die huis van Israel en die huis van Juda het onmiddellik na en in die jare wat gevolg het, na die verdeling van Juda en Israel, die noordelike en die suidelike koninkryk, grootliks geherintegreer. En gedurende die burgeroorlog het baie van die Israeliete na Juda oorgeloop, want hulle hart was by Jerusalem en by die tempel. Tweedens, sommige uit Israel in Medië, ja, in Iran, het by die ballinge in Babylon aangesluit, en beide Juda en Israel het die generiese naam Jode ontvang, en is van toepassing op al 12 stamme. Dit is 'n Bybelse feit, en ek bewys dit in die Nuwe Testament, kry asseblief die lesing. 3, in die Nuwe Testamentiese geskrifte word nêrens ooit na die 10 verlore stamme van Israel of Efraim verwys dat hulle verlore is nie. Inteendeel, daar word altyd deurgaans na al 12 stamme verwys. Dit is heeltemal misleidend om te beweer dat die 10 stamme verlore is en 'n ander identiteit, die blanke Afrikaner, sou aangeneem het. Vierdens, die benaming Israel verwys in die algemeen na die hele Israel. Dit beteken al 12 stamme.
ingesluit Juda. Afhangend van die konteks kan dit egter na die noordelike 10 stamme verwys. Anderzijds kan dit ook verwys na die naam van die land, of die naam van Jakob, of kollektief, as die naam van al die mense wat in die land woon. So, ek kan praat van Israeliete, ek kan praat van die Jode, een en dieselfde ding. Daar is nie 'n plek in die Ou en Nuwe Testament vir die dwaling van die Ephraim beweging of sy soortgelyke dwaalgroepe soos die Britse Blanco of Anglo-Israelisme of Israel-visie of Neser ideologie nie. Dit berus op 'n valse veronderstelling en dit word deur die getuienis van die skrif totaal weerlê. Dit hou nie water nie. En as hulle dit nie weet nie, wil ek vervolgens sê, die belofte van God was nog altyd dat alle nasies in die saligheidsplan ingesluit. Matteus 28 vers 19. Gaan die hele wêreld in, verkondig evangelie aan die ganse mensdom. En dat die feit dat God Abraham geroep het, en uit sy nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, dit is genoeg. In elk geval sê die Nuwe Testament, God het die wêreld so lief gehad, en sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat hom mag glo, of jy heiden is, of jy Jood is, of jy Israeliet is, of jy nie Jood is, sodat elkeen wat glo. Wanneer laas het jy Openbaring 5, vers 19 gelees? Toe sing hulle 'n nuwe lied, en sê, U is waardig, om die boek te neem, en sy seels oop te maak. Want U is geslag, en het ons vir God met U bloed gekoop, met elke stam, en taal, en volk, en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak. Met elke stam, elke taal, elke volk, en elke nasie. Die Israel-visie is nie 'n Bybelse lering nie, dit is 'n dwaallering. Dit is eintlik nie eens 'n kerk nie, dit is 'n organisasie, dit is 'n groep wat homself vereenselwig op 'n valse beginsel, en dit om te sê dat hulle is deel van die 10 verlore stamme van Israel. Kom ons los dit nou uit, broeders. Ons is heidenvolke. Ons kom uit die heiden nasies uit. En ons is nie meer heidene nie. Ons is nie Jode nie. Die Bybel sê Christus Jesus is daar nie Jood of heiden, man of vrou, barbaar of skiet nie, maar almal is een in Christus Jesus. Wat verstaan jy nie dat Efesiërs 2 sê dat deur Jesus se kruisdood het hy die twee, Jood en heiden, Israel en heidene, een nuwe mens gemaak, tot een nuwe mens gevoel, die kerk van Christus. Ons is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping in Christus. Ons is nie Jode nie, ons is nie heiden nie, ons is die bruid van Christus. Wat sal julle karring om te sê, maar ek is uit Israel of ek is uit heidendom uit? Ek is in Christus, ek is uit Christus uit. Is dit nie waaroor dit gaan nie? Julle slaan die bal heeltemal mis. En ek hoop die van julle wat familie het, wat daarbij betrokken is, kan hulle help. En ek wil dit weer eens sê, as hulle wil meer inligting hê, kry my leser, is die 10 stamme van Israel verlore. Nou toe, kom ons kyk of ons vraag gekry het vir hierdie geleentheid. Ek sal graag bietjie wil praat, kom ons gaan kyk. Yes, hierso is 'n paar, kom ons kyk. Hallo julle, Nick, jy vra, die Bybel sê nie vir ons wanneer die tempel gebou gaan word nie, korrek? Indien dit na die wegraping is, sal dit dan deur min bekeerdes gebou word? Die tempel word nie deur bekeerdes en onbekeerdes gebou nie, Nick. Die tempel word gebou deur Israel, deur die Jode, gered of ongered, gaan geen rol speel nie. Onthou, die geredde Jode is weg met die wegraping. Daar is natuurlijk Jode wat tot bekering kom na die wegraping, en hulle kan heel waarskynlik betrokken wees met die bou van die tempel, maar hulle gaan in die minderheid wees, absoluut in die minderheid. Die Jode gaan gebou, die tempel word gebou deur die ortodokse Jode, hulle gaan baie seker maak dat dit gebeur, en die tempel gaan gebou word. Dit is 'n absolute feit, dit is 'n Bybelse feit. Onthou, daar is 4 plekke in jou Bybel wat ons leer, daar kom 'n tempel, nee? Jesus het in Matteus daaroor gepraat, ons lees in die boek Openbaring, ons lees in 2 Tessalonisense 2 en ook in Daniël 9
vers 27. So 4 plekke in ons Bybel, daar sal 'n tempel wees in die dae van die groot verdrukking. Wat ons net nie weet nie, gaan dit gebou word net voor die wegraping, of gaan dit gebou word na die wegraping? Dit weet ons nie. En dit word nie deur bekeerlinge of onbekeerdes gebou nie, dit word uitsluitlik deur Jode gebou, gered of ongered, okay? Skus, die tempel sal bou nie, met ander woorde, ek vra, wie sal dit bou? Ja, bot, maar dit is seker een van die dinge wat God sê, ons sê alles, nee, ons weet, dit gaan deur Jode, onthou, dit word gebou deur Jode wat agtergebly, die wat gered is weg met die wegraping nie, die antwoord is baie duidelik, dit word gebou deur ongeredde Jode, maar onthou, in die maande of in die jaar, of in die weke na die wegraping, gaan ons baie Jode op tot bekering kom, wat tot insig kom. Okay, hier's Hanna, you back. Ek het hier baie mag ons die Satan haat. Jy kan seker as jy wil, sê slegte plan nie, hy is God se vyand, en hy is ons vyand. Ek wil jou aandag vestig op jou vraag, op Judas hoofstuk 1. Dit is jou tweede laaste sendbrief in jou Bybel. En daar staan in Judas 1 die volgende. Dit is nou vers 9. En toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses. So God se aartsengel Michael, sy oorlogsheld onder die engele wêreld, en Lucifer, Satan, is in stryd met woorde. Het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. So wat ek wil sê is, kom ons los die woordjie haat. Kom ons doen wat die Bybel sê. Die Bybel sê in Efesiërs en hierso, moenie die volgende miskyk nie. Daar staan, moenie gemeenskap hou met die bose werke van duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Wat ek wil sê is, bestraf die duiwel. Sê vir hom, Satan, ek bestraf jou in die naam van Jesus Christus. Haal jou kloue van my familie af. Ek bestraf jou in die naam van die Here. Dit kan jy doen. Hy het gesê, die Here bestraf jou. So in plaas van om te sê, kan ek hom haat, sal ek eerder sê, gebruik maar die tyd van om te sê, kan ek hom haat, om hom te bestraf. Hy het dit goed nodig. Dit kan ons doen. Ek het al baie gedoen. Hallo Brenda, wat is die verskil tussen die ou apostoliese kerk en die apostoliese geloofsdienste? Ek het gewonder. Ek het gewonder of iemand ooit daai vraag gaan vra, of iemand die klinkie by die oor wil kry. Maar, nee, baie dankie. Ek waardeer dat jy dit sê, want ek wil nou die AGS nou red uit hierdie saak. Die AGS is soos ons, die volle evangeliekerk, dit is een van die hoofstroom Pinksterkerk in Suid-Afrika. So, die apostoliese geloofsending is 'n Pinksterkerk, protestantse Pinksterkerk, vol in die waarheid van God, geen probleem daarmee, soos die volle evangeliekerk, soos die Assemblies of God, en soos die Pinkster protestante kerk, dit is Pinksterkerke. Okay, nou, die ou en nuwe apostoliese kerk is 'n sekte. Die apostoliese geloofsending, die AGS, as hulle bekend is 'n Pinksterkerk. Daar is 'n groot verskil. En daai mense is veronderstel wat daar is om gered te wees, wedergebore te wees, geesvervuld, gedoop met die Heilige Gees, spreek in taal en ken die Here, geesvervulde mense, supposed to be. Ek sê nie is altyd so nie, dit is ook nie altyd so nie, maar dis wat dit veronderstel is om te wees. Okay, so laat ek nou. Johan, gaan mense wat na die 1000 jaar vrederyk verheerlikte liggame het, wat van hulle? Wat is die vraag? En die mense buite die nuwe stad, gaan hulle oud word en kinders beantwoord? Johan, dis 'n goeie vraag. Ek wil net sê, mense met verheerlikte liggame trou nie en gee nie in die huwelik uit nie.
mense met aardse liggame wat ek en jy nou het op hierdie oomblik, hulle kan trou in die huwelik uit geen kinders baar. So, in die 1000 jaar vrederyk, die mense wat verheerlikte liggame het, gaan Ou en Nuwe Testamentiese heiliges wees, wat deur die Here Jesus genooi word, om vir die 1000 jaar as konings en priesters te kom regeer. Hulle gaan nie vrouens vat en trou en kindertjies maak nie, ain't gonna happen, okay? Dit lees ons in Matteus 22, nee? Hulle trou nie en gee nie huwelik uit nie, okay? So, daar is iets beters wat God vir hulle instoor het. Die ander mense, wat stoffelike liggame is, wat ek het, wat aardse liggame het, hulle kan kinders baar in die 1000 jaar, en hulle gaan ook kinders baar, daar gaan baie wees. Ok, alright, so kom ons gaan kyk wat is die volgende vraag. Daar is die artikel, dat is die wat julle kan aflaai. Johan, naand, is daar 'n spesifieke manier hoe om te bid, die woord sê ons ontvang nie, wat ons bid verkeerd? Ja, natuurlijk, ons moet in geloof bid, in die naam van Jesus bid, en die Bybel sê dit ons vir ons, en die Bybel leer het vir ons, en God ken ons hart. Ek praat Sondag wat nou kom, en julle sal dit 'n week later sien, oor die fariseer en die tollenaar wat na die tempel toe gegaan het om te bid. Daar is baie maniere om te bid, ek dink skryf 'n goeie boek, daar is baie spesifieke maniere, natuurlijk 'n mens kan verkeerd bid, vir verkeerde redes, en ek kan nou nie uitbrei daaroor nie, maar wat ek wil sê is, kry net veel goeie leesstof oor dit, daar is baie goeie materiaal oor dit beskikbaar. Dick Eastman se boek oor, en die lesings van betrokke is, byvoorbeeld soos, kan jy nie 1 uur saam met my waak nie, dat is fantastische materiaal, van Everyone for Christ, en verskillende organisasies oor dit. Ek dink, YWAM, Youth for the Mission, baie organisasies het goeie materiaal, ek bedoel, ons het ook materiaal in ons eie discipelskap kursus wat ons hier so het, ook hoe mense kan bid. Ja, daar kan veel goeie materiaal, daar is baie. Alright. Ek sien dat die sektes wat tot dusver behandel is, het hulle eie Bybel geherskin. Dit is waar, dit wat ek tot nou toe behandel het Dr. Al van die Groen Bybel gehoor, ja ek het, en die Groen Bybel moet opgeskeer word en van ontslaag geraak word, en die verspreiders van die Groen Bybel het 'n dwaalleer daaroor. Ek het die Groen Bybel, ek het nou meteen in my hande gehad Desember, en ek het na hom gekyk, jy praat van die dik groot Groen Bybel, ja, dit is nou weer iemand, wat sy eie breinspinsels daarin gewerk het, om 'n Bybel daar te stel, om sy sienswyse daar te stel, so raak my vinnig van daai ding ontslaag. Die Bybel beteken niks. Sê vir my, het al die engele vlerke. Wel, die engele wat op die aarde kom rondloop het in Abrahamse dae, en wat Jakob ontmoet het, en baie van hulle, nie een van hulle het vlerkies gehad, nie hoor. Nie een. Onthou, engele, weet ons van hulle het vlerke, Serafs het vlerke, 6. Gerubs het 4 vlerke, engele 2 vlerke. Dan lees ons van die Zoa, en van al die lewende wesens. So, ek weet nie, want ek was nog nie in die hemel, om na al die groepe van engele te kon visie staan en kyk, om jou vraag te antwoord nie. Maar die engele wat ons van in die Bybel lees oor die algemeen, wat in die hemel is, hulle het vlerke. Of hulle allemaal vlerke het, only God knows. You will know soon, when you get to heaven, make no mistake. Willem, hardloop ek tyd, of kan ek nog een vraag antwoord, ek wil so graag, gaan julle die reeks deur die woord, elektronies beskikbaar stel op MP3, weer deur die woord, bedoel jy, ek moet nou baie mooi probeer verstaan wat jy sê. Dan praat jy 'n oomblik in die woord, want dit is klaar elektronies beskikbaar op MP3, maar ek bedoel, jy kan dit mos net aflaai, soos wat in watter vorm jy ook al wil hê. Ek kan ons maar by Wessel uitvind, hoe dit gedoen sal word, maar verseker, dit is mos klaar gedoen. Maar bedoel jy op 'n MP3, dat jy dit op 'n ander manier kan kry? Dit is beskikbaar op Spotify, dit is beskikbaar elektronies, so, ek weet nie of ek vir daar 'n antwoord kan gee nie. Wessel, dat jy my antwoord oor dit? Hulle vra ons is 'n flash drive, so is iets van ons kan kyk. Is dit iets van ons kan kyk? Ok, Wessel sê vir my, dit is iets van ons kan kyk. In ander woorde, beteken dit omdat jy nie in 'n
wifi zone is en jy wil dit hê, maar jy kan dit nog steeds aflaai, maar ek bedoel, ons kan daarna kyk. Ek het nie 'n probleem as van die mense dit wil hê nie, natuurlik, as ons kan help. Ek bedoel, dit gaan ons om die woord uit te kry. As dit sal help, praat met ons daaroor. OK. Baie dankie. My tyd is op. Ons gesels weer. Seën en liefde vir julle tot 'n volgende keer. Totsiens.